Vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Ek sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. Julle kan so lank vir my blaai na Romeine hoofstuk 9. Romeine hoofstuk 9, vers 14. En soos wat julle weet, is ons in 'n baie moeilike gedeelte van die Bybel. 'n Gedeelte waaroor mense ewig stry. En veral die gedeelte wat ons vanmôre gaan lees, is 'n gedeelte waaroor mense baie stry. Ons lees van vers 14 tot 24 vanmôre, alhoewel ek oorspronklik beplan het om tot by 10 vers 4 te lees, maar terwyl ek besig was met die voorbereiding, toe dacht ek, laat ek eerder stop in vers 24 en dan volgende week aangaan met die res van die gedeelte, want daar is so baie om te sê binne in die gedeelte. So, Romeine 9 vers 14 tot 24. Wat sal ons dan sê? Is daar dan enige onreg by God? Geensins. Vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Ek sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. Die skrif sê immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon, en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil. Jy sal nou vir my sê, hoe kan dan hy nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As God dan nie voorwerpe van sy toorn wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie. Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. Vader, ons vra dat U ons genadig sal wees vanmôre in hierdie woord, terwyl ons worstel met hierdie baie moeilike gedeelte. Maar dat U nietemin daardie woord in ons sal lewend maak. En hoe ook al ons hier uitstap, Here God, dat ons gestig sal word deur U woord vanmôre. Heilige Gees, ek vra vir U wysheid en U insig, in nederigheid, soos wat elkeen van ons na die woord toe kom vanmôre. Dat U ons harte sal voorberei, dat U tot ons sal spreek vanmôre, dat U aan ons wysheid sal gee, wat ons so bitter nodig het vanmôre. En Here Jesus, dat ons nooit uit oogheid sal verloor, dat U verheerlik word in alles. En so selfs in die woord, Here, bid ek vanmôre, Here God, U, wat die woord is, U deur wie en vir wie alles is en oor wie alles gaan, mag U verheerlik word in Jesus naam. Amen en amen. Nou die van julle wat laasweek se boodskap gekyk het, of hier was om dit te hoor, sou onthou dat ons geëindig het in die vorige vers, waar God sê, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek afkeer gehad. Sommige vertalings sê dit bietjie meer direk en sê, vir Jakob het ek lief gehou en vir Esau het ek gehaat. En dit is 'n gedeelte in onsself wat vir ons baie moeilik is om te begryp, want hoe kan God wat liefde is, mense haat? Ons is tog geleer dat God 'n God van liefde is, en so hy het vir almal lief. En tog sien ons wel in die skrif, dat daar tye is wat God sê, ek het 'n afkeer in hierdie generasie. Vir die volk wat in die woestyn was vir 40 jaar, het God gesê, ek het 'n afkeer in julle. Julle gaan nie die beloofde land bereik nie. Elke een van julle gaan sterf in hierdie woestyn. En ons sukkel met dit, want ons is geleer, God is tog liefde en hy is lief vir almal. Maar hoe vereenselwig ons die liefde van God
En die genade van God met dit wat ons sien wanneer hy sê, ek het Jakob lief, maar Esau haat ek. God kan tog nie haat nie. Wel sal ons sê, hy haat seker is, definitief, hy haat die duiwel. Dis nie asof hy die duiwel moet lief hê nie. Ek dink ons gaan almal saamstem dat hy moet darm die duiwel haat, reg? So ons het al klaar idee dat hy nie net moet lief hê omrede hy geforseer is om almal lief te hê nie, maar dat hy sekere persone lief het en sekere persone haat. Of afkeer in hulle hê. En dit is moeilik vir ons, want ons is geleer, God is liefde. En daar is geen haat in hom nie, maar tog, gaan lees die skrif. Hy het 'n hele generasie uitgewis met 'n vloed. Hy het haal en vuur oor Sodom en Gomorra gebring. Dink jy, daar was nie 'n toren gewees nie? 'n afkeer in daardie mense nie? Sien, ons sukkel met dit, want ons verstaan nie die hele karakter van wie God is nie. En ek dink dit is die probleem wat ons het, wanneer ons na so 'n moeilike gedeelte soos dit kom. Dit is makliker om ons ore toe te druk en te sê, ek wil liewerste nie hoor nie. Of weg te hardloop, dis seker hoekom daar minder mense vanmôre is, hulle het geweet waartoe ek gaan kom, en toe sê hulle nee. Nee broer, ons wil nie hierdie stuk lees nie. Dis dalk in my Bybel, in jou Bybel, maar dis nie in my Bybel nie. Party mense gaan so 'n bietjie, hulle lees Romeine, kom by Romeine 8, die liefde van God, en niemand kan ons skei nie. Romeine 9, nope. 10, nee. 11, nee. 12, ons is terug by die goeie gedeelte. Nou gaan ons aan met dit wat God goed laat lyk. En die probleem is dat ons die skrif benader uit ons eie menslikheid uit. Ons beredeneer dit uit ons oogpunt uit. Ons vra die vraag uit ons eie selfbelangrikheid uit. Want het gaan mos oor ons. En tog gaan dit nie oor ons nie. Die skrif is duidelik dat alles gaan oor God. Dit gaan nie oor jou nie. Toe Tannie Annetjie vir my sê, sy is vanmôre nie hier, nie omdat sy griep het. Toe sê ek, dit was nou 'n goue oomblik wat ek gemis het, want sy het so geniet, jare lank, terwyl ons 'n Bybelstudie saam gedoen het, het ek elke week vir die mense gesê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. As jy ooit sukkel oor gedeeltes in die skrif, herhaal dit net vir jouself, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En as sy nou hier vanmôre was, dan sou sy nou regtig hier opgespring het en gesê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God, dit is nou ingedrul. Ek het dit lanklaas hier vir julle gesê, maar ek sê dit nou weer vir julle, dit gaan oor God en nie oor ons nie. Die held in die storie is Christus, nie ek en jy nie. En so wanneer ons hierdie lees, behoort ons dit te lees uit God se oogpunt uit. En wat baie moeilik maak in hierdie gedeelte is dat ons hierdie gedeeltes lees uit verskillende kerktradisies uit. Ons het die Calviniste of die Arminianiste en jy het hierdie groep en daai groep en die 5 punte van dit en die 4 punte van dit en die 3 punte van dat. En daar kan baie gepraat word oor die teologie en die teologie van al hierdie gedeeltes en nee, jy moet dit eintlik so verstaan want hierdie versie daar en dit. Maar wanneer ek dit lees soos wat dit geskryf is hier, sien ek dat Paulus geen van daardie argumente gebruik wat ons sou gebruik het nie. Dit is vir my wat uitstaan binne in hierdie gedeelte en ek hoop ons kan dit vasgryp vanmôre is. Gooi daai teologie uit, gooi daai dinge wat jy geleer het, die tradisies uit. Kom ons benader die skrif soos wat hy geskryf is hier. Ons gaan nie alles verstaan nie. Ek self worstel met baie dinge in die skrif. En ek dink by geen oomblik dat ek alles verstaan nie. En so ek vertrou wat ek lees en iewers by die pad af sal die Here dit alles uitsorteer vir my. Nou sien ons gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle sien. En wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is dat Paulus verwag die vraag wat mense gaan vra, is daar onregverdigheid by God? Kan God dan enigstens fout vind by mense as God se wil die enigste wil is wat saak maak? Want dit is eintlik waaroor hy praat. En Paulus se argument is nooit, ja maar sekere mense verdien dit nie. Nee, sy argument is elke keer, God besluit aan wie hy genade wil bewys en wie hy hardkoppig wil maak. Dit gaan oor God, dit gaan nie oor ons nie. En so dit is hoekom vanmôre se boodskap, die titel wat ek gekies het na baie
worsteling is God se regverdige keuse. En ons gaan vandag en volgende week bietjie meer daarna kyk oor waar ons vrye wil inpas, maar wat ons in hierdie gedeelte sien is die groot kwessie wat Paulus vra is daar onregverdigheid by God? Is daar enige onreg by God wanneer hy besluit om Jakob lief te hê en Esau te verwerp? Want ek meen die vraag wat ons moet vra in die vorige vers met Jakob en Esau is, het Esau dan glad nie 'n kans gehad nie? En die vraag wat geantwoord word deur Paulus hier is, ja, hy het nie 'n kans gehad nie. Maar tog het hy kans gehad. En dit is moeilik een om te by mekaar te bring. Maar die vraag wat mense vir Paulus kan vra, sê jy dat niks wat Esau in sy lewe gedoen het, die keuse sou kon verander het nie? Waarop Paulus duidelik in hierdie gedeelte sê, dis omtrent wat ek sê. En daarmee sukkel almal. En ek seker sommige van julle dink, Rudolf, jy kom nou baie naby aan sekere dinge wat ons geleer is heeltemal verkeerd. Maar dit is wat Paulus hier sê, hy argumenteer vir dit. Die hele punt wat hy maak daar is, nie dat Esau een of ander iets gedoen het, of Jakob een of ander iets gedoen het nie, nee. Wat is sy rede? Hoekom is daar nie onregverdigheid by God nie? Sy antwoord is dit, ek sal my ontferm oor wie ek my sal ontferm, en ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. Dit is die antwoord wat Paulus gee op daardie vraag, is dit onregverdig vir God om Jakob te kies bo Esau? En dat Esau geen kans gestaan het nie. En die antwoord is, God wat vir Moses sê, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, en ek sal genade wys aan wie ek genade wil bewys. En die gedeelte waarin dit voorkom is, toe Moses vir God sê, wys my u heerlikheid. Eintlik moet ek teruggaan, dit is nog voor dit. God openbaar hom op die berg aan die volk. Hy roep vir Moses op by die berg, en hy gee aan hom die 10 gebooie, en hy gee aan hom al die wette, en hy wys hom sy heerlikheid vir 40 dae en nagte. Moses is by God vir 40 dae en nagte op die berg. Toe hy afkom, toe vind hy die volk besig om 'n goue kalf te aanbid. En God sê vir Moses, ek gaan hierdie generasie uitdelg, nie een van hulle gaan lewe nie. Waarop Moses sê, nee, Here, in u genade, vergewe hulle. Waarop God dan sê, vir daardie rede jy vra, sal ek genadig wees. En dan sê Moses, as ek dan genade by u gevind het, wys my u heerlikheid. Dit is in die aangesig van God wat 'n volk wil verdelg. Reg? Waar Moses sê, wys my u heerlikheid. Waarop die Here sê, ek sal my naam aan jou openbaar en my goedheid by jou verby laat gaan. Want ek is barmhartig aan wie ek barmhartig wil wees en ek ontferm my oor hulle wat ek my wil ontferm. God wys genade aan wie hy genade wil bewys. Dit is sy keuse. Dit is sy wil. As God genade moet bewys aan almal, dan is dit nie genade nie. Is julle met my? As almal van ons genade moet ontvang, wat is die doel van die genade? Reg? Dan kan ek doen wat ek wil, want het maak nie saak nie, ek gaan genade ontvang wanneer ek doodgaan. Dan maak niks wat ons nou doen saak nie. Want ek gaan genade ontvang. Ons almal gaan genade ontvang. Niemand van ons gaan die genade van God mis nie. En tog, ek sal my genade bewys aan wie ek my genade wil bewys. En ek sal myself ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit is die antwoord op die vraag, is dit onregverdig vir God om Jakob te kies bo Esau, voordat enigeen van hulle reg of verkeerd gedoen het, voordat Esau enigiets verkeerd gedoen het, of Jakob iets reg gedoen het. En die wat laasweek hier was, weet, Jakob was nie 'n goeie mens nie. Hy het ook nonsens aangevang.
Jy kan dieselfde sien tussen Saul en Dawid. Dawid was erger as Saul ten opsigte van sekere dinge, maar God het Dawid gekies bo Saul. Nie gebaseer op enige van hulle werke nie, maar op sy regverdige keuse. Ek sal genade bewys aan wie ek genade wil bewys. Dit is die vryheid van God om te kies. Ons sukkel partykeer om te verstaan, maar Here kan nie net genadig wees aan almal nie. Ek wil miskien 'n voorbeeld wys vanmôre. Ons kyk of ek kan. Ja, okay. Ek het 'n R100 en 'n R10 hier. Dis myne, né? Kan iemand stry dat dit nie myne is nie, dis myne, né? Ek kan doen met hierdie wat ek wil. Reg? Jaco, kom kry gou vir jou R10 hier, broer. Catalaya, you wanna come get... Nee, jy vat jou R10. Catalaya, jy kry net R10. That is yours. Now, I have given freely of my own will. She has received 100, he has received 10. Can he complain that she has received 100 instead of the 10? Hy gaan probeer. Ons gaan hom nou klap. Can he question the free gift that I gave? No. And the rest of you received nothing. But you cannot complain because it's mine to give. You can go take your seat. Keep the money, it's fine. You enjoy it. Go, Jaco, gee my R10 terug. Nee. Maar die genade van God, werk so God besluit in sy eie wese om sy genade te gee aan wie hy dit wil gee. En hy hoef dit nie aan almal te gee nie, maar hy besluit aan wie hy dit wil gee. As julle nou vir my sal sê, nee, maar ek moet vir almal van julle gee, dan is dit nie genade nie. Dan is dit nie genade nie, reg? Want dan verdien ons almal dit. En dit is wat Paulus argumenteer hiervoor. Wie is jy om te sê dat God onregverdig is om Jakob te kies bo Esau? Dis God se keuse om te besluit wie hy lief wil hê. Anders is hy nie God nie, anders is hy gebonde aan een of ander mag bo hom, wat hom forceer om lief te hê, wat hom forceer om genade te gee. Dan is dit nie 'n vrye gawe wat ek vir jou gee nie. Want ons argumenteer dit, maar ek is tog 'n basis met ek is goed. Ek is dan goed, kan ek nie, is daar dan geen kans vir my nie? Hy sê daar in vers 15, dit berus dan nie op die wil of die inspanning van die mens nie, maar aan God wat hom ontferm. En dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy het nou gepraat van Moses wat genade ontvang bo die res. Nou wys hy die ander prentjie. Aan Farao sê hy tog, vir hierdie rede het ek jou verhef, sodat ek in jou my krag kan vertoon. Nou skielik sien ons vir Farao wat hardkoppig gemaak word, wie se hart verhard word. Nog voordat Moses met die Farao die eerste keer gaan praat het, sê God vir Moses, ek gaan die Farao se hart verhard, sodat hy nie luister nie. Sodat hy julle nie laat gaan nie. Want ek gaan nie eens my volle mag teen hom uitstort. Ek gaan my krag in hom wys. En telke male, en daar's mense wat sê, ja, maar die skrif sê op 'n party plekke dat Farao het sy eie hart verhard. Ja, hy het sy eie hart verhard, maar die skrif is ook duidelik, die Here het sy hart verhard. So beide hy en God het sy hart verhard, so wie het eintlik die hart van Farao verhard? En so ons probeer uit ons menslikheid te argumenteer en sê, wel, die slegte mense is die mense wat hel toe gaan, want hulle verhard hulle self teen God, en hulle kies nie vir God nie, en daarom verhard hulle harte. Maar tog is Paulus' argument nie dit nie. Sy argument is nie uit die oogpunt van die mens nie, maar bloot uit die feit dat God het besluit, vir Moses gaan hy red, vir Farao gaan hy nie red.
Inteendeel, in Farao gaan hy sy regverdige oordeel toon en daardie pla uitstort op Farao en sy huis. En ek dink dit is waar ons miskien kan verstaan wat Paulus probeer sê hier. Ja, mens kan argumenteer en sê Farao het sy hart eerste verhard. Ek dink Paulus noem dit in Romeine 1, die van julle wat al 'n paar maande hierso is, en met Romeine, sal onthou in Romeine 1 vers 18 tot 32, daardie baie moeilike gedeelte. En ek lees ons vers 24, 26 en 28 om ons gedagtes en ons geheue te wakker te skrik. Daarom het God hulle deur middel van hulle eie begeertes en die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer. Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare dinge. En omdat hulle dit as verwerplik beskou het om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse. Julle onthou daardie stappe van verdorwenheid. Omrede hulle God nie erken het nie, het God hulle oorgegee aan hulle sonde en gesê, daar, gaan. Aanbid die afgode, aanbid die dinge wat julle wil doen. Oneer julle self onder mekaar. Romeine 2 vers 5. Deur julle hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar sal word. Daar is dit ons hardkoppigheid. Wie is hardkoppig hier? Ek. Wie verset myself teen God? Homself teen God? Ek. As ek 'n sondaar is in hierdie prentjie. Dit is ek wat God nie wil erken, dit is ek wat God nie wil aanbid nie, dit is ek wat hom nie wil erken as die God nie, en so ek volg my eie begeertes. En so God in sy regverdigheid gee my oor aan daardie begeertes en aan daardie denkwyses. En hy maak my verder hardkoppig. Want hier is die ding wat baie mense mis wanneer hierdie stuk kyk. Ons het vrye wil. Ons het die vrye keuse om God te kies. En ek weet daar's mense wat sal kyk na hierdie uitverkiesing en sê, maar ons het nie 'n keuse nie. Jakob en Esau het nie 'n keuse gehad nie. Ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse. Hier is die probleem, ons keuse is elke keer nie God nie. Want selfs toe daar geen sonde in hierdie wêreld was nie, het Eva nog steeds die vrug geëet. Adam het nog steeds gesondig. Met al die vrye keuse wat hulle het, sonder enige sonde, sonder enige rede, het die mens van die begin af nie God gekies nie. En dit is wat Paulus voor argumenteer in Romeine 1, 2 en 3. Niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand soek na God nie. Daar's baie mense wat sê, maar het Esau dan nie 'n kans gehad nie? Hy het al die kans gehad wat hy kon gehad het. Maar hy sou elke keer dieselfde besluit gemaak het. Hy sou elke keer dieselfde sondes gedoen het. Want ons begeer nie om God te dien nie. Ons begeer om te sondig. Ons is selfsugtig in ons natuur en ons karakter. Dis waarvoor Paulus argumenteer die hele Romeine 1, 2 en 3. En so in ons sonde sal ons nooit God kies nie. Maar God besluit om barmhartig te wees teenoor wie hy wil barmhartig wees. En hy kom haal jou uit jou sonde uit. En hy bring jou in sy familie in. As hy ons oorgelos het aan ons vrye keuse, sou nie een van ons gered gewees het nie. Maar nou strek hy sy hand van genade uit. Hy gryp my by die hare en hy pluk my uit daai vuur uit. En hy maak my sy eie. Want jy sal onthou Romeine 8, die wat hy vooraf geken het,
Die wat hy besluit het, het hy geroep. En die wat hy gered het, gaan hy verheerlik. Reg? Daar die hele volgorde van salvation. Ek weet daar is mense wat sal argumenteer en sê, ja, maar God maak Esau 'n sondaar. Nee, God is nie die outeur van sonde nie. Hy het nie vir Eva gesê, eet die vrug nie. Hy het vir Adam en Eva bloot daar gesit en geweet, hulle gaan die vrug eet. Sodat hy sy regverdigheid kan toon. En so op daardie stelling wat hy maak oor Farao, wanneer hy sê in vers 18, hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil, is die volgende vraag wat mense dan vra, maar wie kan dan die wil van God teenstaan? As God my dan so gemaak het, en so gelos het, kan hy my tog nie skuldig hou aan dit wat ek gedoen het nie. En weer eens kan ons dalk die argument maak, soos wat ek probeer maak om te sê, wel, ons sal altyd die sonde gekies het. Maar dit is nie die argument wat Paulus maak nie. Paulus' argument is, God is die pottebakker en ons is die klei. En hy kan maak met die klei wat hy wil maak met die klei. En niemand kan vir hom sê, hoekom maak u my so nie? En dit is 'n baie moeilike stelling. Dit is moeilik vir ons om te verstaan, want ons dink ons is tog hierdie special precious children. Elkeen van ons. Maak nie saak wie jy is, waar in die wêreld nie. En tog is die skrif duidelik hier, God is die pottebakker, en hy maak met die klei soos hy wil. En hy maak uit dieselfde klei, en nou kom ek terug na Jakob en Esau, selfde ma, selfde pa, tweeling, uit daardie selfde klei, maak hy een voorwerp van toorn, en een voorwerp aan wie hy genade wil bewys. En Paulus se hele punt is net, wel dit is God se skepping en hy kan doen wat hy wil. Ons is die skepsels. Alle vlees behoort aan hom, alle lewe behoort aan hom. En hy maak wat hy wil. Ek weet dit is moeilik. Maar hier is die probleem, as jy dit nie heeltemal in sy konteks sien nie. En ek wil versigtig wees, want ek weet aan watse kant van die argument ek meeste van die tyd staan. Maar die vraag wat dan gevra word is, maak God aan mense wat hy hel toe stuur? En hulle het geen keuse nie. En dit is waar baie mense stop en sê, maar dis tog nie 'n liefdevolle God nie. Maar dit is 'n regverdige God. Want hy hoef nie iemand te red nie. Dis die hele punt. Hy hoef niemand te gered het nie. Want elkeen van ons uit ons eie vrye keuse kies om te sondig. Dis hoe ons gemaak is. Ons vlees is onderdanig aan die sonde en die sondeval. En ons sukkel met dit, want ons het geliefdes rondom ons en sê, is daar niks wat ek dan kan sê of doen, as hulle nie gekies is nie, is hulle nie gekies nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek dink ons moet verstaan dat yes, God is regverdig, maar God is genadig. Wanneer ek bid en sê, Here, ek bid dat U daardie geliefde van my red, hoe verwag ek gaan dit gebeur? Hoe verwag ek gaan God daardie persoon red?
God gaan tog iets moet doen in daai ou se hart, reg? Of daai vrou se hart. Hy gaan in hulle dit moet lewendig maak vir hulle om te glo. Anders kan ek en jy enige argument bring en ons kan allerlei stories vir hulle vertel, maar hulle gaan net nie glo nie. So ons bid en sê, Here, wees genadig oor daardie persoon. Wees barmhartig teenoor daardie persoon, soos wat Moses vir God sê, wees barmhartig oor hierdie volk. So kan ons met volle oorgawe bid en sê, Here, red daardie persoon. En die Here gaan hulle hart moet verander om hulle te red. Want sonder om hulle hart te verander, gaan hulle nie gered word nie. Maar as ek dink, dit gaan net op die inspanning van die mens, dan gaan ek probeer om elke triek in die boek te gebruik om hulle te oorreed, dat hulle moet glo soos ek glo. En nêrens kom nie. God wys genade aan wie hy wil genade bewys. En ek weet nie aan wie hy besluit nie. So ek bid vir almal, en ek preek vir almal, en ek daardie boodskap oor aan almal, want ek het nie 'n idee nie. Wie kan God se wil teenstaan, sê Paulus? Niemand nie, jy is die klei. Jy is nie die pottebakker nie. Begryp dit, verstaan dit. En die pottebakker besluit wat hy gaan doen met die klei. Paulus gaan verder. En hy gee 'n rede vir hoekom God sekere kies en sekere nie. Vers 22 tot 24 sê hy dit. As God aan die voorwerpe van sy toorn, wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak. Daar is die voorwerpe wat bestem is. En hy verdra hulle met geduld. God het nog steeds genade tot op 'n sekere manier met alle mense, want hy laat dit reën oor die regverdiges en die onregverdiges. Want God is die skepper, hy kan doen wat hy wil, dit is sy skepping. Ek dink ons vergeet baie keer wie God is en wie ons is, en dit is hoekom ons worstel met hierdie. Want ons wil onsself God maak. God is die een wat genade bewys aan wie hy genade wil bewys. En hy verdra met geduld hulle wat bestem is vir ondergang. En eintlik is alle mense bestem vir die ondergang, want niemand soek na God nie, selfs nie een nie. Dis hoekom ek die vloed van Noag kan verstaan in die liefde van God. Daar's nog steeds liefde, daar's nog steeds regverdigheid, wat weer eens, hy hoef niemand te gered het nie, maar hy het Noag gered, en sy kinders. Dis nie asof Noag spesiaal was nie. Daai man het gedrink die oomblik toe hy van daai ark af klim, ek sou ook. Dis 'n rowwe tyd gewees op die see, julle. God hoef niemand te gered het op daai dag nie, maar hy het nog steeds iemand gered. God hoef nie vir Abraham te geroep het uit sy volk wat die son aanbid nie, maar God het. God hoef nie Jakob te gekies het nie, maar hy het. Intussen deur dit alles verdra hy die sonde van die mens. Hy kyk van die hemel af neer op hierdie aarde vol van sonde en vol van korrupsie en vol van haat en al die dinge. En ons eindelike vraag moet wees is, o Here, Here, hoekom stort U nie vuur uit die hemel uit op hierdie Sodom en Gomorra en vernietig almal nie? Want ons het Sodom en Gomorra as 'n voorbeeld vir wanneer God sy oordeel uitstort. Ons het ook vir Lot wat uit die stad uit gered word. Verstaan julle dat die eindelike verdienste wat ons moet ontvang is die dood en die oordeel van God. Deur ons eie keuses en ons eie lewens verdien ons dit. Want ons erken hom nie as God nie. Maar God is die een wat ons kom uithaal
Hy is die een wat Lot uit Sodom en Gomorra uithaal. Hy is die een wat Noag uit die see uitred. Hy is die een wat Abraham uit sy voorvaders uitvat. En hy is die een wat jou gered het uit jou lewe van nietigheid uit. En een van die beste voorbeelde wat ons het van dit, is Paulus self. Paulus vervolg die kerk. Hy gooi mense in tronke, hy laat mense doodgemaak word vir hulle geloof in Christus. Hy dink hy doen die werk van God, hy is absoluut verseker dat hy regverdig is in dit. En hy is op pad Damaskus toe om daar verder te gaan werk, want Jerusalem is daar's nou al genoeg ouens daar in tronke gegooi, hy soek nog mense. Hy moet na 'n ander dorp toe gaan om verder aan te gaan met sy nonsens. Dis hoe erg Paulus is. En as God hom net gelos het, sou Paulus dit nog steeds gedoen het, en aangegaan het met dit. Maar God keer hom vas op pad Damaskus toe. En Jesus Christus self sê vir hom, hoekom vervolg jy my? Daar word nie vir Paulus 'n keuse gegee en gesê, wil jy nie iets anders te kies nie? Nee. Paulus, hoekom vervolg jy my? Ek gaan jou gebruik om vir die nasies te vertel van my naam. Dis hoe Jesus hom red. Skop die deur van sy hart in. Daar's nie geklop nie. Skop die deur van sy hart in. Want as Jesus klop aan jou deur, gaan jy altyd sê nee. Dis nie waaroor daai gedeelte in Openbaring gaan nie. Maar Paulus word gered ten spyte van homself. Ten spyte van homself. En dis wat hy sê in vers 23. As God dan die reg het om die voorwerpe van sy toorn te vernietig, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie. God is absoluut regverdig om elkeen te straf. Maar dieselfde reg wat hy het om elkeen te straf, gee aan hom die reg om in sy eie regverdigheid te kies aan wie hy barmhartigheid wil bewys en ontferming wil bewys. En om hulle te red wie hy kies om te red. As ons gelos word in ons sonde, sou ons nooit God gesoek het nie, maar hy het ons uitgesoek, terwyl ons nog vyande was. Hy het na ons toe gekom, terwyl ons hom verwerp het. En hy het ons gered. En Paulus is so slim met sy argument hier. Want hy raak sommer 'n paar punte aan, want in vers 24 sê hy, dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, want daar is sommige wat geglo het, jy moet deel van die volk wees om gered te word. En Paulus sê, luister, laat ek julle een ding vertel van God. God kan enigeen red, wie hy wil red. En daar is niemand wat hom gaan keer om te red, wie hy wil red nie. Dis die fokus. God red wie hy wil red. En wie is jy om vir hom te sê, u mag hulle nie red nie. Sien, dit gaan nie oor wie nie gered word nie, dit gaan oor wie God besluit om te red. En hy red wie hy wil red. En hy wys genade aan wie hy genade wil bewys. En liefde aan wie hy liefde wil bewys. En dit maak ons gebede vir ons geliefdes so kragtig, want ek kan sê, Here, red vir so en so. En vertrou dat as God dit wil doen, gaan hy dit doen. Ten spyte van wie daai persoon is. Want ons besluit partykeer, daardie een is te sleg om gered te word. Los hom in sy sonde, Here. Ek dink nie die Here kan daai persoon red nie. Daai is verby redding. As jy ooit daai gedagte oor iemand het, gaan op jou knieë vandag en sê, Here, vergewe my. Want dieselfde God wat genade aan jou bewys het, kan genade aan daardie persoon bewys. Paulus is jou beste voorbeeld uit die Bybel uit. En almal wat hom aanroep, sal gered word. Ek glo dit absoluut. Elkeen wat aan hom glo, sal gered word.
Maar ek besef ook, as dit nie vir hom is, wat daardie geloof in my opwek in die begin nie, sou ek nie geglo het nie. En so die genade wat ek ontvang het uit God se hand uit, is net dit, genade, ek het dit nie verdien nie, jy het dit nie verdien nie, ons het dit nie verdien nie, maar ons het dit ontvang ten spyte van onsself. Dit gaan oor God en sy regverdige en vrye keuse om lief te hê vir wie hy wil lief hê, om ontferming te hê oor wie hy hom wil ontferm, om barmhartigheid te toon aan wie hy barmhartigheid wil toon. Nie op grond van ons werk of ons eie wil of inspanning nie, want dan sou dit nie genade gewees het nie. Maar bloot omrede God besluit, nie in een of ander vreemde manier nie, ons kan dit nie verstaan nie, maar God besluit in homself, vir Jakob het ek lief, en in Esau het ek afkeer. En geen klei kan vir die pottebakker sê, hoekom is ek Esau en nie Jakob nie? Of, hoekom is ek Jakob en nie Esau nie? Of, soos wat Jakobus sê, kom kry ek die 10 rand. Net omtrent. Dis hoekom dit so is. Want God, om God te wees, is soewerein in sy besluit. En niemand kan vir hom voorskryf wat hy moet doen. En ons is dankbaar vir die genade wat hy aan ons bewys het. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat u genade oor ons geopenbaar sal word, Here. Here, dat waar ook al ons in hierdie saak staan, dat ons tog dit sal besef, dat u genade aan ons bewys het. Hoe u keuse uitvoer en u wil uitvoer, ons kan dit nie bepaal nie, want ons is maar net mense, Here God. Maar ons kan wel glo, dat u genade aan ons bewys het. En dat wanneer ons bid, dat u genade aan iemand anders te bewys, dan sal u genade aan hulle bewys. Want u besluit om genade te bewys, aan wie u genade wil bewys. En so ons kan u vra, Here God, vir hulle, wat u nog nie ken nie, vir die geliefdes en die mense wat ons ken, Here, wat nog nie geglo het nie, Here. Dat u kan hulle red. U is by magte om hulle te red. Ten spyte van hulle self. Net soos wat u ons gered het, en ons u kinders gemaak het en aangeneem het. En besig is om ons deelagtig te maak in die beeld van die Seun Jesus Christus, in wie en deur wie ons verlos is. En in wie u genade ryklik uitgestort het deur die Gees vir ons te gee. En so bid ons dit vir hulle wat naby aan ons is, maar u nie ken nie. Dat hulle ook daardie genade sal ontvang. Here, ek bid dan die seën oor elkeen vanmôre hier, en weer eens vir hulle wat nie hier is nie. Mag u hulle wat siek is versterk, en hulle wat ver is beskerm en bewaar. Mag u genade oor ons oorvloedig wees, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here en die genade van ons God.